Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Die skriflesing is Spreuke 10, verse 22 tot 32 en ons fokusvers is vers 24. Spreuke 10, verse 22 tot 32. Vers 22, en ek lees uit die 83 vertaling, dis die seën van die Here wat rykdom bring, jou gesoeg laat dit nie meer word nie. Die dwaas geniet dit om hom skandalig te gedra, maar die mens met insig geniet die wysheid. Wat die goddelose vrees kom oor hom, wat die regverdige begeer gee God hom. As die stormwind kom, is die goddelose daarmee heen, maar die regverdige bly altyd staan. Soos asyn teen die tande, soos rook in die oë, so is 'n lui mens vir iemand wat hom 'n opdrag gee. Wie die Here dien, lewe lank, wie sonder hom lewe, sy lewensjare is min. Vir die regverdiges lê daar vreugde voor, die goddeloses het geen toekoms nie. Om te leef soos die Here dit wil, is die krag van die opregte. Vir die wat onreg doen, wag daar ondergang. Die regverdige wankel nooit, die goddelose sal nie die land bly bewoon nie. Daar kom wysheid uit die mond van die regverdige, 'n tong wat kwaad stig sal uitgesny word. Die regverdige weet om die gepaste ding te sê, die goddelose stig kwaad met wat hulle sê. Maar ons fokusvers is daai vers 24, wat die goddelose vrees, kom hom oor, wat die regverdige begeer, gee God hom. Ja, daar's algemene beloftes uit God se woord, wat hy vir ons almal gee, wat glo in Jesus, nê? Algemene belofte van, ja, as jy glo in Jesus, nê, is jy God se kind, en hy is jou Vader, nê? Dit is vir ons almal. Jy's gered, as jy glo in Jesus, nê? Jy het die ewige lewe. God beloof, hy sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie, nê? God sal vir jou voorsien, hy sorg vir jou, dis algemene beloftes. Maar vanoggend se boodskap gaan meer oor spesifieke beloftes wat hy vir sy kinders gee. So hierdie boodskap is meer vir mense wat nie meer kinders in die geloof wil wees nie, maar wat wil verder gaan, nê? Wat God wil gebruik, waardeur sy gees kan werk. Maar ongelukkig is daar baie mense, nê, baie gelowiges, hulle wil net glo in Jesus dat hulle gered is, maar verder wil dan net leef, net met daai geloof, hulle eie lewe lei, en eendag as hy doodgaan, ja, dan skop daai redding in. Maar verder in hierdie kant van die graf leef ek soos ek wil lewe. Ek dink nie daaraan omdat die Here my moet gebruik nie. Ek wil gered wees, maar ek wil lewe soos ek wil. Hierdie boodskap gaan oor dat God elke kind wat hy red in Christus wil gebruik. Hy wil deur jou werk. En hy het jou spesifieke persoonlikheid, gawes, kontakte gegee, nê, hy's 'n persoonlike God, en hy wil vir jou ook spesifieke beloftes uit sy woord gee, nê, hoe hy jou wil gebruik. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor God se spesifieke beloftes. Dit kan wees aangaande jou beroep, nê, wat jy moet doen eendag. Spesifieke beloftes aan dalk 'n besigheid wat jy moet begin, nê, 'n besigheid waar God die hoof is. En wat die Here wil gebruik om te voorsien aan mense werk en ook vir finansies vir koninkrykswerk. 'n Bediening wat die Here dalk op jou hart geplaas het, 'n spesifieke bediening, nê? Oor 'n lewensmaat. Mense dink ja, ek moet myself net hier rond gaan kyk wie van my hou en dan trou ons. Nee, God het 'n spesifieke lewensmaat vir jou uitgekies, nê? Om dit te ken, te weet. Oor selfs ook oor die redding, wat ons nou gister op die konferensie, die dameskonferensie gehoor het, waar was nie net vir dames nie, die redding van 'n geliefde, 'n kind, wat verlore geraak het. Net spesifieke beloftes, wat die Here vir jou gegee het. So, hoe moet ek wag op hierdie spesifieke beloftes, wat die Here vir jou gee? Hoe wag 'n mens daarop? Hoe begin jy die beloftes? Nee, hoe kry jy so spesifieke belofte van die Here? Hoe ontvang jy dit?
Baie keer is dit 'n droom wat jy het, nee. Sjoe, dit sal lekker wees as dit gebeur. As ek dit kan gaan doen, nee? 'n droom, nee? Dis 'n droom, 'n begeerte wat die Heilige Gees in jou hart geplaas het. Sjoe, dit sal wonderlik wees, nee? Ek kan sien dat dit gaan gebeur in my lewe, dat ek dit doen. 'n droom en begeerte van die Heilige Gees. En dan, dit is nie dat die Here alle drome, begeertes vir jou gaan gee nie. Daar staan in vers 24, die tweede deel, wat die regverdige begeer, gee God hom. So daar's 'n kwalifikasie, nee? Dis nie alle drome nie. Dis 'n droom wat van die Heilige Gees kom. En hoe weet jy dit? Nee, 'n regverdige. Nee, wat die regverdige droom. Hierdie woord in Hebreëus is tzadik, en dit is om in die regte verhouding met God te staan. Dit is 'n droom, begeerte wat die Here vir jou gee vanuit 'n verhouding met hom. Die regte verhouding met hom. Nee, en vandag, hoekom is 'n regte verhouding met die Here? Is deur Jesus Christus. Nee, Jesus wat vir jou sondes gesterf het, jy glo dit, jy weet, jou lewe is nie meer jou lewe nie, jy het gesterf, Christus leef in jou nie, hy is nou die Here van jou lewe, en vanuit daai verhouding, gee die Here vir jou spesifieke droom, begeertes, wat hy in en deur jou wil doen in sy koninkryk. Dis vanuit daai verhouding. Dit gee die Here aan ons. Nee, dit is 'n regte verhouding met God deur Jesus Christus en om sy wil te ken, om dit te gaan doen. En hoe realiseer dit? Nee, jy moet 'n begeerte hê dat dit moet plaasvind. Absolute begeerte wees. Ek weet vandag is checks bestaan nie meer nie, nee. Maar kom, ek dink die meeste kan nog onthou van checks wat uitgeskryf word, nee. Dit help nie, ek skryf vir jou 'n check uit, kom ons sê van 20.000, nie dat ek dit vandag kan doen, so spesifiek nie, maar kom ons sê, dit help nie, ek skryf vir jou 'n check uit van 20.000, en jy het die check net in jou hand, dit beteken niks. Jy moet 'n begeerte hê vir dat daai 20.000 in jou rekening moet kom nie. Jy moet hom vat en jy moet hom gaan wissel. So daar's dinge wat jy ook moet doen. God gee vir ons die beloftes, maar ons moet hom gaan 'n begeerte hê om hom te gaan wissel. Dat dit moet waar word in my lewe. Ek moet optree. Ek moet iets gaan doen met daai belofte, spesifieke belofte wat die Here vir my gegee het, daai droom vanuit my regte verhouding met hom deur Jesus Christus. Daar moet 'n begeerte wees, daar moet 'n daad bykom. Die Hebreëse woord Abba, nee, dit is 'n vurige wens of drang om te hê vir God se wil in jou lewe. Nee, die begeerte is 'n vurige, die Hebreëse woord beteken 'n vurige wens en drang te hê na God se wil vir jou lewe. En God plaas daai begeerte, daai droom in jou hart. Nee, en maar gewoonlik weet ons, daar's 'n tydperk van wag. God gee aan jou daai droom, roep jou, maar dit gaan nie dadelik realiseer nie. Daar's 'n tydperk van wag, dat dit sal waar word in jou lewe. Hierdie tydperk is baie belangrik, van wag. Hoe wag ek op daai droom, op daai begeerte, op daai spesifieke belofte? Want jou wagtydperk speel die rol of dit gaan tot vervulling kom of nie tot vervulling kom nie. En ongelukkig kan ek verkeerd wag. Ek kan later, ek het hierdie droom gekry, hierdie begeerte, en ek weet uit God se woord, dis volgens God se wil, en ek bid dat dit moet gebeur nie, en nou gebeur dit nie. En dan wat gebeur later? Ek raak ongelowig. Ek dink, ag nee, wat dit help nie meer nie. Kyk na my omgewing, niks het verander nie. Ek aanvaar maar net die status quo, niks gaan verander nie. Ek sal nooit 'n man of 'n vrou kry nie. Dit sal nooit meer in die begin ongelowige saad saai in hierdie wagtydperk. Nee, want dit gebeur dan nie. En dit is wat hierdie vers, die eerste deel sê, wat die goddelose vrees kom hom oor. Daai Hebreëse woord vir kom, nee, wys, nou dit is 'n kort woord bo,
En dit beteken dis saad wat jy saai, nê? Saad van ongeloof, nê? As jy goddeloos, jy's ongelowige, jy saai in hierdie wagtydperk 'n saad van ongeloof en dit gaan 'n oes lewer. En wat is daai oes? Vrees. Dit help nie. Niks het verander nie. Kyk net, ek het hierdie droom gehad, maar vergeet daarvan. Dis by agterdeur uit. En dan kom later vrees. As jy sulke saad saai van ongeloof in hierdie wagtydperk, gaan dit 'n oes lewer. Dit gaan vrees bring. Dit gaan vrugte lewer en dit is vrees wat kom oor jou. Daar kom vrees oor jou. Jakobus skryf hoe ons moet wag. Hy sê, wag dan, Jakobus 5 vers 7, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat hy die vroeë en laat reëns gekry het. En hy het 'n verwagting van 'n oes, kosbare oes. So in hierdie wagtyd moet jy saad van geloof saai, dat dit gaan waar word. Die beloftes, spesifieke beloftes wat die Here vir my gee. Ek moet hy saad van geloof saai en dit gaan dan 'n oes lewer. Dit gaan tot vervulling kom. Die Here gaan dit laat gebeur. Want dit is gebore vanuit 'n verhouding, 'n regverdige verhouding met hom deur Jesus Christus. Dis 'n begeerte in jou hart. Jy moet geduldig en met verwagting wag. Hoopvol en positief. Wees op die uitkyk. Tref voorbereidings vir die drome, dit gaan waar word. Staan op en sê, ja, die situasie lyk nie, maar vandag kan dit gebeur. Vandag kan daar 'n deurbraak kom. Vandag kan die Here dit doen. Wees positief, met 'n verwagting, hoopvol, dat vandag kan dit gebeur. So jy moet God se beloftes nie net glo nie, daai spesifieke belofte wat vir jou gegee het nie, jy moet dit ook verwag. En ons kom baie keer net by glo. Ja, ek glo dit. God het my hier spesifieke beloftes gegee, maar ons kom nooit by verwagting uit nie. Dat ek begin dit verwag, dat dit gaan waar word. Daar's 'n verskil tussen glo en verwag. Kom ons raak heel prakties, Julle weet 'n moeder wat verwag, So 'n vrou kan glo, dat sy eendag gaan kinders hê. Maar dan kom sy in 'n ander rad wanneer sy verwag. Sy glo ek gaan eendag kinders hê. Dit maak nie groot verskil in haar lewe nie, maar dan trou sy en dan verwag sy. En sy hoor by die dokter sy swanger. Nou in die begin sien jy nie 'n verskil nie, sy voel nie anders nie, maar sy kom in 'n ander rad. Wat gebeur? Sy en haar man bel die familie, daar's 'n kind op pad. Sien of voel nie iets nie, maar hulle vertel vir die familie, pa, jy gaan 'n oupa word, maar jy gaan 'n ouma word, ek is nou in daai fase, ek wag nog, Maar ja, dit is verwag, hulle begin praat, daar's 'n kind op pad, hulle het die verslag van die dokter gekry. En dan begin hulle dinge doen ook, hulle begin voorbereidings tref vir hierdie kind, Daar word geverf, daar word goeders aangekoop. Jy sien nog nie eintlik 'n verskil nie, maar hulle begin die plek voorberei. Toe Ilse met die verwag, het sy dadelik begin die mure verf van die kamers. En gelukkig, sy verf nie net 'n muur een kleur nie, dis allerlei prentjies en goed, so ek kon net terugsit en kyk. Ek hoef nie te geverf het nie. Maar dit bring jou na 'n ander rad. Jy sit die woord en daad by die belofte wat die dokter gegee het. Nou, watter belofte het jy van die groot geneesheer gekry? Watter verslag het jy vir jou lewe gekry van ons groot geneesheer, Jesus Christus? God ons Vader. Dat jy kan begin verwag. Dat jy dit kan begin spreek. En dat jy die daad by die belofte sit. Dit is 'n ander storie om te verwag as om net te glo. Ja, ek gaan eendag kinders hê, nou verwag ek. Sit woord en dade by die beloftes. Beweeg van glo tot verwag. Moenie net bid nie, maar spreek dit en dan ook
se daad by die woord. Nee, en ek dink ons het gister ook gehoor oor kinders, nee, daai klagstaat dat ons ook aanvul om te sê, ag my kind, ek wens hy was soos my ander kind, of ek sê my kind, hoekom jy begin in 'n negatiewe goeie spreek oor daai kind. Terwyl die Here gewys het, maar die kind gaan verlos word, belofte gegee. Nee? Spreek en daad by God se beloftes. Al sien jy dit nog nie. Wat het met Abraham gebeur? Ja, die Here gee vir Abraham, hy was al oud, hier is ek 75 of wat ook al, jy gaan 'n nageslag hê en jy gaan hierdie land kry. En toe is daar 'n wagtydperk van 25 jaar. En in daai wagtydperk kom die Here, sluit 'n verbond en besnydenis en al die dinge, en die Here verander Abraham se naam van Abraham na Abraham. Nee, wat beteken Abraham? Nee, God se woord by die belofte. Vader van menigtes. En hy sien, Sarah word al hoe ouer. Sy is lank al verby, sy word nog ouer. Haar naam moet ook verander na prinses. Jesus doen dieselfde met Simon. Simon wat Petrus word. Wat beteken Simon? Nou ons weet hy was mos maar baie wispelturig, nê? Simon beteken busy, wat maklik heen en weer gewaai word soos die wind waai. En Jesus sê vir hom, nê, Matteus 16, Simon, jou naam is nou Petrus, rots. Nee, en hy het 'n rots geword in die vroeë kerk in Handelinge. 'n Rots vir die vroeë kerk. So spreek, verstaan jy, die krag van woorde. Spreek, dis hoe God verander. Sy woord is lewewekkend. Wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek lewe in Abraham en Sarah se lewe. Lewe in Petrus. Ja, Petrus en Jesus hom gebid ook, ja, toe hy natuurlik Jesus verloon het, nê? Paar keer, 3 keer, maar op die einde Petrus 'n rots geword. En wees so ook met jou die spesifieke beloftes wat die Here vir jou gee. Moenie net dink, weet wat, ek is verlos en ek moet nou maar net vasbyt en aangaan in hierdie lewe tot ek nou eendag my laaste asem uitblaas. Jy's te kosbaar, die bloed van Jesus is te kosbaar. Die Here het 'n plan en doel met jou lewe. Dis wat my so hartseer dat baie kerkmense dit nie besef nie. Jy het 'n bediening. Jy's ook. Dis nie net predikante en pastore en profete of wat ook al te voltydse bediening. Elke kind van die Here staan in 'n voltydse bediening. Die Here roep jou. Maar weet jy dit? Ken jy dit? Dis wat my so hartseer is. Het ek daai belofte? Het ek al ooit vir Here gevra? Het ek 'n begeerte gehad vir sy spesifieke beloftes? En dan moet ek oorgaan na verwagting. Dit nie net glo nie, verwag om woord en daad by daai beloftes te sit. Beweeg na verwag. Dan sal die Heilige Gees jou bonatuurlik neem tot vervulling van sy spesifieke beloftes aan jou. Ek wil sommer net so 'n verhaal uit my verlede, toe ons nog al Brit gebly het, vertel van my broer. Ons het op die plaas gebly, maar al my ooms, my oupa se gronde is in 10 verdeel, elke kind het 'n stuk geërf. So ons het daar op die plaas gewoon, maar my pa het nie geboer nie. En omdat ons op die plaas gebly het, ons altyd hierdie droom gehad, ek en my ouer broer, om 'n perd te hê, nie om met 'n perd te ry. Maar ons boer nie, my pa het gesê, ons het nie 'n kamp nie, daar's nie voer nie, en ons het altyd maar met my neefie se perde gery, alhoewel dit hierdie droom was. Maar my jonger broer, Hendrik, toe hy nou in die hoërskool kom, het hy nie net gedroom nie. Hy het gaan skelm. Ek weet, dis nie 'n manier om dit te doen nie. Ek praat dit nie reg nie. Maar hy het 'n skelm 'n perd vir R150 gaan koop. Nê? Boesman. Nê? En hy het hierdie perd by my neefie hulle gehou in hulle kamp om saam met sy perd te wy. Dan moet hy nou altyd soontoe stap en dan gaan ry nou sy perd om dan nou weer daar los. En hy raak toe moeg om uit soontoe te stap en dan die perd daar te gaan ry. Toe gaan sê hy vir my pa. My pa was natuurlik lekker boos geweest en hy sê toe my pa, maar hy wil die perd huis toe bring. Nee, kan nie goeders nie. Maar hy oortuig toe sy ander broer en sy neefie, my neefie, om 'n kamp te bou om ons, weet, op die gronde daar. En hy het 'n kamp gebou en toe het my pa gesê perd kan maar kom. En die perd en toe het my ander broer ook 'n perd, so 2 perde daar wat hulle kamp gebou het, nê. My ma se ou Mercedes 220
nee, so blou Mercedes, maar daai ou kar het mos groot boots gehad. Ry hulle so by die plase om gaan laai hulle koolblare vir die perde. En Lucerne, daai kar was soos 'n bakkie gewees. En toe was ek op universiteit. En as ek al kom, net ons sit daar buite en ons braai of wat ook al, kon ek agterkom hoe my pa dit geniet om hierdie 2 perde te sien wat daar wy om die huis. Verstaan, ek nie net gedroom nie. Ek begin iets doen en dit waar geword. Op die einde het hulle Mannie Maritz het nie ver van ons af. Jy weet mos Mannie Maritz die stoeier, nie ver van ons af gebly nie en hulle het saam met hom, my 2 broers, jongere broers, saam met Mannie Maritz uithou ritte gaan doen en so Forrie Smit en al hierdie plekke. Daar het 'n droom waar geword. Nie net gedroom nie. Trap nie ons droom net nie. Sit woord en daad agter daai spesifieke beloftes. Nie Here dit vir jou, hy's nie aannemer van persoon nie, hy het dit vir jou lewe ook. En verwag sonder bewyse. Nou kan jy sê maar ja, ek sien niks. Niks verander in my lewe nie. Nee? Maar jy moet glo. Jy moet verwag. Jakobus sê ook. Jakobus 2 vers 26. Nee, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Verstaan jy, wat is 'n geloof wat tot dade gaan? Dis verwagting. Jy sit woord en daad agter die beloftes. Dis wat verwagting beteken. Geloof wat tot dade kom. Anders het jy maar net 'n geloof wat dood is. 'n Wensdenkery. En moenie leef met wat jy sien nie. Leef met wat God sê. Dit is belangriker as wat jy sien en hoor en ervaar. Lewe deur geloof wat tot dade oorgaan. Paulus sê ook in 2 Korintiërs 5 vers 7, want om te lewe deur geloof, nie deur sien nie. Dit help nie jy glo eers wanneer jy sien iets begin gebeur. En dan is dit nie geloof nie. Dan is dit nie verwagting nie. Verstaan jy? Dan dit almal kan glo wat sien. Dis niks. Dis wat die wêreld sê, sien is glo. Die Here sê glo en jy gaan sien, jy gaan ervaar. So moenie nou net vaskyk aan jou omstandighede en sê my kind gaan nooit tot bekering kom nie. Of wat dit ook al is die belofte wat die Here vir jou gee. Oor hierdie bediening, nee, ek my verbeel seker. Moenie lewe deur te sien nie. Lewe deur geloof. Hou vas, staan vas by daai beloftes. Moenie die status quo aanvaar nie. God se woord, skepingsmagtig, wat lewe uit die dood gebied. Ja, moenie een ding glo, maar jou dade demonstreer iets anders nie. Jy kom dalk uit 'n familie wat geken word aan egskeidings, né? Kom ons sê dit. Nou is jy eintlik bang om eendag te trou. En nou as jy trou, dan sê jy ook dinge so as ons daar kom, as ons 5 jaar getroud, nee, moenie dit gebruik nie. Nee, staan in die geloof en sê, begin nou al beplan, wanneer ek 1 jaar getroud is, gaan ons op 'n bootreis gaan. As ons 5 jaar getroud is, gaan ons dit doen. Nie as nie, wanneer ons 5 jaar getroud is, gaan ons dit doen. Wanneer ons 20 jaar getroud is, gaan ons dit doen. Moenie dat jou verlede, jou siening van jou toekoms bepaal nie. Nee, wanneer. God het die huwelik gegee tussen man en vrou, nee, tot die dood ons skei. Lewe dit, spreek dit oor jou huwelik. Nie begin plannetjies maak as hierdie huwelik nie uitwerk nie, gaan ek dalk, miskien ek begin 'n werk kry of so iets. Nie seker, bly op God se beloftes. En ek kan maar net vir julle sê ook, en ek weet ek het al baie getuig daarvan, nee. Maar dit's my ervaring. Ek het na skool diensplig gedoen, nee, en toe het ek nou gaan swat predikant. Toe ek klaar predikant is, nee, toe het ek net gevoel, toe ek gaan swat vir teologie, om 'n predikant te word. Toe ek klaar gestudeer het ek nie kans gesien om 'n dominee te word nie. Die probleem was,
dit wat ek in die Bybel lees, en wat ek in die kerk ervaar het, dis my ervaring, ek sê nie die mense is verkeerd nie, maar dit wat ek in die Bybel gelees het, en wat in die kerk ervaar het, was te ver verwyder van mekaar. Nee, Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 20, die koninkryk van God is nie saak van praatjies nie, maar van krag. En wat ek beleef het in die kerk, ons het baie praatjies gehad. Vergaderings, nee, ek was nou nie as 'n dominee nie, ek was 'n ouderling gewees in baie kerkrade, nee, en ons kan praat lank oor kleinighede. Ons kan praat oor, moet ons net een beker hê of kelkies, moet ons, dit is so baie goed waaroor ons lank praat. Nee, vergaderings was lank, maar ek nie krag gesien nie. En toe is ek terug weermag toe 4 jaar staande mag, maar nie om 'n predikant nie, ek was nie 'n kapelaan nie, ek het opleiding gegee, nee. En toe het ek op 'n punt gekom wat ek vir Here sê, Here, jy het die begeerte in my hart geplaas om om 'n predikant te word. Maar ek wil 'n predikant word, maar ek wil die kragwerking sien in die kerk. Dit wat in die Bybel sien, wat ek lees in die Bybel, moet ook gebeur in die kerk. En dit was my begeerte. En ek glo, dit is vanuit ek weet, dit is vanuit 'n verhouding met die Here. Daar verandering. En so het dit gekom dat ons 'n visie gekry het, ek het 'n visie in my hart, omgee gemeente gesalf vir genesing en bevryding. En vanweë daai visie het 'n paar mense ook gegaan uit die gemeente uit. En dit is 'n vreemde visie. Maar as jy lees in die Bybel, wat is, as jy Jesus se bediening saamvat, jy kan klomp plekke gaan lees in die Bybel, kan vir jou skrifgedeeltes gee. Wat het Jesus nou? Hy het verkondig, die koninkryk van God het naby gekom, nee, hy het die evangelie verkondig. Dan het hy wat gedoen? Mense genees, siekes genees en mense bevry van bose geeste. En so het hy ook sy disippels die opdrag gegee, en hulle die mag gegee om bose geeste uit te dryf, mense te genees en die evangelie te verkondig. God se koninkryk het naby gekom. Nee, gaan lees maar Lukas 9:10 en die gedeeltes. En toe daai visie begin, niks gesien nie, dat niks verander in die gemeente. Nie skielik die mense uit rolstoele opgestaan en hier's bose geeste. Dit het nie gebeur nie. Maar ons het dit gespreek. Dis die visie van hierdie gemeente. En toe ook begin planne maak, 'n strategie in plek gesit met die oorwinnaarsbediening. En ek kan vir julle vertel, daar's hoop getuienisse waar ons die kragwerking van die Here gesien het. Waar mense tot bekering kom, waar bose geeste uitgedryf word en waar siekes genees is in die bediening. Ek het dit eerstehands beleef. Die begin het ek so bang gewees. Die eerste keer toe ons met dit sulke bonatuurlik gebeur, dog ek, wat gaan die mense sê? Sulke goeders. Maar dit gaan nie oor wat mense sê nie, né? Vanweë my tradisie nie. Dit gaan oor wat is God se wil. Wat is sy droom? Wat sy plan en doel? En ek weet, dis nie net vir my as predikant nie. Dis vir jou ook, en ek weet hier's baie van julle wat hier sit wat kan vertel. En ek dink nou maar net Rihanna wat gesê het Saterdag, waar het jy uitgereik? Rihanna, hoe het dit gebeur in jou? Kom vertel vir ons. Kom praat. Waar het dit begin? Waar is die saadjie geplant? Waar? Die uitreik na die... Ja, ek weet nie, toe ek bekeer is, toe wil ek almal bekeer. Ja. Ek dink almal het maar daai begeerte ook in hulle. En ek het net eendag saam met Bani, was ek op 'n uitreik gewees en ek het net al hierdie dinge gesien, hoe mense vrykom en hoe jy dit doen, en ek het hierdie begeerte, hierdie brandende begeerte hier binne my vir Claremont, die omgewing, veral Claremont. Ek dink tot dit net begin. Dit begin daar. Nou trek ons al by Kersfees in Claremont. Ja. Dit is reg, né? Verstaan, die Here het dit net in haar hart gegee. Lennard, jy het gepraat van 'n bediening, wat die Here, nou kom spreek dit. Kom vertel. 'n Nuwe bediening wat jy, ons moet nie net hoor nie, ons moet begin toepas hier in die gemeente. Ja, ek het, dit kom nou eintlik al so 'n jaar, waar dit kom waar besigheidsmanne het ander challenges, en dit is baie, ek ervaar is baie moeilik, wanneer jy
in besigheid is om jou Christendom uit te leef, want jy moet streng wees teenoor werknemers ens. En ja, die Here het dit op my hart gelê. Ek onthou voor ons verkeer was, net so 'n klein getuienis, het die besigheid swaar gegaan. Dit is moeilik. En daar's vandag nog moeilike tye, maar ons kan dit beter bestuur. En ek onthou, ek en Rita het altyd dan gooi hy geldjie so en Here, ek gee asseblief. En dit was op 'n oorwinnaars kursus 5 jaar terug, wat die eerste aand is die kursus, die tweede dag, daai oggend toe ek opstaan, lê hierdie woorde so in my kop. En ek hou dit, en baie mense het dit al gehoor. I'm not changing you for the world for you. I'm changing you for the world. En toe daai deursbraak kom, dat die Here my verander vir die wêreld, het die wêreld verander. Vir my. So, ja, en die bediening wat ek graag op die been wil bring is uit die gemeente, alle besigheidsmanne waar ons een oggend 'n week by mekaar kom, mekaar onderskraag, ondersteun en bid vir mekaar. Besigheidsmanne kom ook met baie mense in aanraking. Ons het die geleentheid om die werk van die Here te doen. En dis wat ons wil begin. Spreek dit so, ja, daar sal binnekort in die DLK my nommer wees, almal wat belangstel. Sal een oggend in die week wees wat nie bots met die ander nie. 6:00 in die oggend, 'n lekker WhatsApp video call met mekaar, bid vir mekaar en ondersteun mekaar. Ja. Goed. As daar enigiemand anders is, kan jy ook nou kom sê. Is daar enigiemand? OK. Kom ons bid saam. Vader, ons sê dankie, Here, dat U 'n persoonlike God is. Dat U 'n spesifieke wil en plan vir elkeen van ons het. Dat U ons verskillende gawes gegee het, verskillende passie, verskillende verhoudings. Dit wat U in en deur ons doen. Daarom, Here, sê ons dankie, en ek bid ook, Here, dit in baie van ons harte is dit soos 'n kiem, 'n saadjie wat nog ontkiem moet word. Maar Here, dat ons daarop sal fokus. Dit sal ontkiem, groter word, en dit sal beweeg van geloof na verwagting. Dat ons woorde agter die belofte sal sit, dade, planne begin beraam vir die beloftes, Here, wat U vir ons gegee het. Dat ons sal begin beweeg, want U stuur 'n bewegende skip. Here, dit kan ook dinge wees oor ons gesondheid. Kan dinge wees oor 'n bediening, oor verhouding met families, tussen familielede. Enigiets, Here. Maak dit wakker in ons, en dat ons dit ook sal verwag. Vra dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Mag Jesus gou terugkeer, en mag sy koninkryk kom, nee, ons bid dit in ons Vader gebed, nee, laat U koninkryk kom, mag sy koninkryk deurbreek in ons lewens, dat hulle God, die wêreld, God se grootheid sien. En daarvoor ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by ons elkeen wees en bly. Amen.